Goeie Vrydag is een van daardie dae wat vir ons as Christene meer betekenis dra as byna enige ander dag in die jaar. Reg oor die wêreld weet mense dat dit die begin van die Paasnaweek is. Soos Kersfees is dit 'n tyd wanneer families bymekaar kom om iets groter as hulle self te vier. Dit was die 6de dag van die Lydensweek, die dag van die groot lyding. Ek kan my net indink hoe moeilik dit moes gewees het daai dag vir Jesus se geliefdes, om deur dit te moet kom, om waar te neem wat gebeur en jy kan niks daaraan doen nie. Hy is gemartel, geslaan, beledig, opgespoeg en uiteindelik gekruisig. Al weet ek dat dit alles geprofeteer was, al weet ek dit was die plan, dat dit die prys was wat betaal moes word vir die vryheid wat jy en ek vandag geniet. Dit bly steeds moeilik om te dink, iemand het hulle self vrywillig deur hierdie hel gesit ter wille van liefde. Hoeveel moeiliker moes dit nie vir Maria, sy moeder, gewees het om te staan en te kyk wat hulle met haar kind doen. Sy het 33 jaar gehad om vir daardie oomblik voor te berei, en haar hart het steeds gebreek. Jesus het aan daardie kruis gehang vir elkeen van ons. Hy het die pyn gedra vir elke persoon wat voor hom gekom het en vir elke persoon wat nog na hom sou kom. Hy het in bloed betaal vir jou en my vryheid. Daar was soveel simboliek in die kruisiging, maar vir my was dit die oomblik toe ek die verband met die hisoptakkie verstaan het, dat dinge in plek geval het. Kom ons lees saam in Johannes 19, vers 28 tot 30. Hierna het Jesus, terwyl hy weet dat alles reeds afgehandel is, en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. 'n kruik vol suurwyn het daar gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op die hisoptak gesit en dit teen sy mond gehou. Toe Jesus die suurwyn proe, het hy gesê, dit is nou afgehandel. Toe het hy sy kop vooroor laat val en sy asem uitgeblaas. Waar lees ons eerste van die hisoptakkie? Dis in Eksodus hoofstuk 12, tydens die laaste plaag in Egipte. Eksodus 12, vers 21 tot 23. Moses het toe die leiers van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê, laat elke gesin vir hulle 'n rammetjie vang, sodat hulle dit vir die Paasfees kan slag. Vang die dier se bloed op in 'n houer. Vat dan 'n takkie van 'n hisopboom en doop dit in die bloed. Verf dan die bloed bo aan die kusyn met die hisoptak en aan die kant van die huis se deur. Niemand mag by die deur uitgaan voor die volgende oggend nie. Die Here gaan deur die land trek om die Egiptenaars dood te maak. Wanneer hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deur sien, sal die Here by daardie deur verbygaan. By daardie huis sal hy nie toelaat dat die verwoester ingaan om hulle te tref nie. Net soos in die tyd van Moses, moes 'n volmaakte lam geslag word. Die bloed is met 'n hisoptakkie op die deurkusyne gesmeer, op die ingang van die deur. Ons moet deur Jesus na die Vader gaan. Jesus is die deur en sy bloed is die sleutel. In Moses se tyd, al het die lam se bloed nie ware krag gehad nie, het die simboliek van dit krag gedra om die Israeliete te beskerm teen die engel van die dood. Vandag dra die bloed van Jesus ware krag. Dit bedek elke sonde en beskerm ons teen die oordeel van God. God het sy enigste eersgeborene seun vir ons opgeoffer. Die een sonder sonde, volmaak in elke opsig. Die grootste opoffering wat enige persoon kan maak, is om jou lewe neer te lê vir die wat jy liefhet. Hoeveel meer het Jesus ons nie lief gehad, om gewillig die lam te word wat vir ons sonde geoffer is.